Goeiemôre op hierdie pragtige Sondagoggend, die 26ste Julie 2026. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Ek hoop jy het lekker geslaap. Ek bid aan jou 'n wonderlike Sondag toe. Ek hoop ek hoef nie weer te begin nie. Ek het vanoggend begin uitsaai en ek was so 2 minute en amper 3 minute besig. Toe kom ek agter maar die programmetjie waarmee ek rekord het net loop opvries, doodstil op staan. Toe moet ek oor begin. So ek bid en vertrou dat die Here met die sagte ware sal wees dat hy nie weer vashaak nie. Dit is nogal ongemaklik as jy so begin praat het en jy's in die flow in dat jy skielik stop en weer voor begin. As jy familie het vanoggend en jy spandeer dalk tyd vanoggend op hierdie Sondag saam met familie, geniet dit. As jy nou nie familie het nie, natuurlik is die tegnologie wonderlik deesdae met WhatsApp en Skype wat oral is, ons kan met mekaar praat. Praat 'n bietjie met jou familie en met jou vriende en stuur vir hulle boodskap, sê ek is lief vir julle op hierdie pragtige Sondag hier by my in Saldanha. Vanoggend is dit, die wind is doodstil soos die meeste van die oggende. Dis oopgetrek, dis koel, nie koud nie, lekker koel buite, geen wind nie. Dink vandag beloop weer 'n beautiful dag te wees op die Sondag hier by ons in Saldanha. Ek weet nie hoe dit by julle lyk nie, maar hier by ons is 'n regtig pragtige dag. Ek vanoggend, ek hoop jy geniet dit saam met my voordat ek begin met die oggend. Ek hoop jy geniet dit saam met my om net in die oggende lekker stil te raak. Dis so asof as ek hier kom sit en ek begin werk en ek begin die boodskap gereed kry, asof daar net 'n rustigheid oor my loop en asof ek net voel ons liewe Vader se betrokkenheid hierso, of ek net voel die Here is met ons. So ek hoop jy aanvaar daai teenwoordigheid van die Hemelse Vader. Ek hoop jy aanvaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek hoop jy aanvaar die rustigheid in jou hart, want ek dink ons kan kom sit en lekker saam luister, wanneer jy ook al dit in die oggend, die middag of die aand doen. Ek dink ons kan dit lekker geniet as ons nie rustig en ontspanne is nie, ons hart aanvanklik maak, ons stil maak binne in ons. Dis amper soos die stukkie vanoggend wat ek gaan lees uit die Bybel uit vanoggend. Ek het vir vanoggend 4 temas gekies. Ek sal nogal nuuskierig wees as jy vir my sê as jy klaar na die stukkie geluister het, wat sou jou tema wees? Maar ek gaan eers vir jou die 4 temas gee voordat ons gaan begin vanoggend, en dan kan jy vir my, miskien na die tyd, maar daar in, maak die saak nie, waar jy ook al luister, Facebook, of selfs in YouTube, net vir my 'n komment skryf. Jy's regtig meer as welkom om sommer in YouTube onder die video te chat met my. Ek is redelik baie op YouTube betrokke, so jy's regtig meer as welkom om sommer in YouTube net vir my te komment. As jy nog nooit op YouTube 'n draai gemaak het by Kom Laat Ons Boeke Vat nie, dan nooi ek jou uit om, as jy op chat is, op WhatsApp is, om sommer daar by YouTube ook so af en toe net 'n draaitjie te loop maak en kyk hoe lyk dit daar by YouTube. My tema vir vanoggend is die volgende, of die tema van die Liewe Vader is eintlik die volgende. Ek is maar spreek net die woord, die Here praat. Hy gebruik my as 'n instrument en ons glo en vertrou, en jy moet glo en vertrou en bid vir my en glo dat die Here my net as 'n instrument in sy hand gebruik. Dis die belangrikste, is net om die Here se naam te verkondig, sy woord te verkondig, en natuurlik die belangrikste is om stil en rustig te raak by ons. In hierdie gejaagde lewe van ons, en ek kom al hoe meer agter, ek is afgetree, maar dit jaag nog steeds, my lewe is nog steeds verskriklik besig. Ek het al klaar van my vrou gisteraand gesê, ek het Dinsdag 'n afspraak, ek het Donderdag 'n afspraak, ek het Vrydag 'n afspraak. Dit klink of ek in besigheid is. So ja, dit klink woes, so miskien tyd vir ons om stil te raak. Die temas vir vanoggend, die 4 temas is as volg. Die eerste een is, God wys sy krag. Die volgende ene, God praat in rustigheid. En die Here praat in die gesuis van 'n sagte koelte. Hoe pragtig klink hierdie ene, hoe stel die Bybel dit? Die Here praat in die gesuis van 'n sagte koelte. En God kondig met mag sy teenwoordigheid aan. God kondig met mag sy teenwoordigheid aan. Dis die 4 temas vanoggend, so kom ons kyk as ons klaar is, wat die ene sou jy gekies het van hierdie 4, dan kan ons net so vinnig weer 'n draailoop maak by die 4, en kyk wat die ene sou jy gekies het. Ons lees uit 1 Konings 19, 1 Konings 19, vanaf vers 10
ek sal vir jou sê waar ons gaan stop. Kom ons begin by vers 10, dan sal ek vir jou sê waar ons gaan stop. Ek het nou 'n gedeelte gehighlight, so ek het nou nie die einde aangeteken nie, maar ek weet presies waar ek gaan stop. So die gedeelte wat ek gehighlight het hierso, wat ek graag wil was een van my temas, en na die 4, die gesuis van 'n sagte koelte. So kom ons kyk, ons lees vanaf vers 10, 1 Konings 19, vanaf vers 10. Ek het nie eers 'n slukkie koffie om vanoggend te vat en my koffie is al op, so lus was ek vir koffie. So kom, terwyl ek, ons wag so 'n sekond, terwyl jy oopslaan 1 Konings 19, ons gaan lees vanaf vers 12. Jy's regtig meer as welkom om na die tyd die Bybel oop te maak en sommer die hele vers te lees, die hele 1 Konings 19, en 'n bietjie alles in konteks te plaas. Jy's meer as welkom om dit na die tyd te gaan lees. Ons is hier in die teenwoordigheid, ons praat hier oor die profeet Elia, so net om jou in konteks te plaas, as ek begin, en jy weet nie van wie ons praat nie, ons praat van die profeet Elia. Miskien moet ek en jy vanoggend ons self insit in lewe in die profeet Elia. Met ander woorde, dink hoe dit sou gevoel het as jy teenwoordig was in hierdie gebeure. So as jy jouself kan inlewe, baie mense kry dit reg om jouself in te lewe as jy fliek kyk, om jouself in te lewe. Ek dink baie keer as 'n ou buite sit, dan is dit nie so lekker om 'n fliek te kyk, en dan gaan jy so halfpad kom opstaan en uitstap en sê nee, die fliek is nie interessant nie, maar as jy jou verstand 'n bietjie kan laat gaan, 'n deel raak van die fliek en jou inlewe in die fliek, kan raak 'n fliek nogal baie keer baie interessant. So hierdie vandag op hierdie pragtige Sondag gaan ons inlewe in Elia. Ek gaan vers 9 net die laaste stukkie van vers 9 gelees. Kom ons begin vers 9. Dit is beter, dan begin ons met die naam Elia. Anders as ek by vers 10 begin, dan sien jy eers die naam Elia. In die vers 9, en hy daar in 'n spilonk gegaan, en die nag daar oorgebly. Kyk, die woord van die Here het tot hom gekom, en hom vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here. Dit lyk asof Elia se antwoord reg was, as iemand vir hom sou vra, hoekom kruip jy weg? Sy plan was reg, sy antwoord was reg, hy het onmiddellik geantwoord en gesê, en hy het geantwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het 'n verbond verlaat, die altare afgebreek en 'n profeet met die swaard doodgemaak. Ek gaan hierdie stukkie weer lees, laat ons dit diep verstaan, wat Israel gedoen het. Hy sê, want die kinders van Israel het 'n verbond verlaat, die altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om het weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berg skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie, en na die aardbewing 'n vuur. Kom ons stop net vir 'n sekonde hier. Ek dink dis op hierdie stadium verskriklik as jy Elia was en jy moes dit aanskou, en daar staan op die berg en jy moes dit aanskou. Ek dink ek sou onmiddellik platgeval het en myself toegemaak het, hoe sê hulle, in die fetusposisie, want ek sou bang gewees het wat volgende kom, want dis regtig kragtige en magtige dinge wat hier gebeur het. En na die aardbewing 'n vuur, in die vuur was die Here nie. Is pragtig om te kyk, die stukkie, hoe hy geskryf is. Hy sê, terwyl daar 'n groot wind in die berg skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind was 'n groot aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. En in die vuur was die Here nie. En na die vuur, die gesuis van 'n sagte koelte. 'n Gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom, wat sê,
wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het 'n verbond verlaat, u altare afgebreek en 'n profeet met en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasael as koning van Aram. So met ander woorde, tot en met hier ver, ek gaan tot en met vers 15 lees, met ander woorde, die Here het gekom en vir Elia 'n boodskap gegee, en vir hom gesê, draai om. Ek gaan weer gaan doen die volgende, gaan salf die nuwe koning. Ek gaan weer die stukkies lees wat ek gekies het, dan kan jy miskien 'n nuwe ene kies, 'n nuwe tema kies vir ons vir vandag, en die temas was die volgende, God wys sy krag, God praat in rustigheid, die Here praat in die gesuis van 'n sagte koelte, God kondig met mag sy teenwoordigheid aan. Die ene wat ek gekies het vir vanoggend is God praat in rustigheid. Met ander woorde, die Here praat in die gesuis van 'n sagte koelte. Dis eintlik wat gebeur het op die einde van die dag daar. Ek wonder hoe jy sou voel as jy Elia was in hierdie geval, na al hierdie kragtige en magtige tekens rondom jou, en toe skielik raak het stil en koel en die Here praat met hom. Ek hoop jy geniet jou Sondag verder, ek hoop jy het 'n wonderlike middagete, en ek hoop jy het 'n rustige nagrus vanaand, mag jy 'n wonderlike geseënde Sondag hê verder. Kom ons maak ons oë toe, in die naam van die Here. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier by u voete kan kom sit en hierdie stukkie van Elia lees. En Here, ons sit vanoggend geskok en uit die krag en die mag wat is amper soos 'n magsvertoning hier voor Elia afspeel. En as u teenwoordigheid eintlik vir Elia wys. Here, ons besef nie altyd nie, en ons baie keer vergeet ons u kragtigheid en die magtigheid. Dankie Here dat ons vanoggend hierdie stukkie kan net weer lees om u kragtigheid en magtigheid te lees daaroor en te besef, u is waaragtig kragtig en magtig. Ons vergeet baie keer daarvan. Maar Here, dankie dat dit stil geraak het en die gesuis van 'n sagte koel windjie het gewaai en Elia het onmiddellik geweet, hy kan maar uitkom toe u praat met hom. Dankie Here dat u tot en met vandag met ons praat, dat ons baie keer moet stil raak in die oggende, of stil raak in die aande, of stil raak in die middag, om ons hart en ons verstand en ons ore oop te maak, en ons oë oop te maak, en ons ontvanklik te maak vir u woord. Dankie Here dat u met ons praat. Dankie Here dat u lief is vir ons en daadwerklik moeite maak met ons. Help ons asseblief om elke dag die regte trie te gee, Here. Ons wil net 1 triekie per dag gee om u te volg, maar help ons deur die Heilige Gees om die regte triekie te gee, want selfs om daai triekie te gee is baie dae vir ons baie moeilik. Is moeilik as ons moeilike dae het en ons het probleme, aardse probleme, om regtig te fokus en ons oë te hou op u. Help ons om ons te fokus en ons oë te hou op u en u te volg waar ons ook al gaan. Help ons om minder te raak van onsself, meer te raak van u, dat die Heilige Gees die werk kan doen wat hy moet doen in ons, dat ons tong en hart en verstand oordra wat die Heilige Gees graag in ons wil oordra. Wil jy asseblief vandag met ons wees as ons die baadjie van liefde aantrek, help ons asseblief om het uit te lewe teenoor al ons naasbestaandes rondom ons. Vergeef asseblief ons sonde, Here, help ons om skuldenaars te vergewe. Wil jy asseblief op hierdie Sondagoggend by ons wees en ons lei en bestuur die res van die dag. Ons steek ons hande op na u, Here. Ons sê, Jesus, Jesus, take the wheel, Here. Neem asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig en lei ons in die res van hierdie jaar tot aan die einde van die jaar en verder. Want met u in beheer kan ons ontspan en rustig wees. Dankie Here
dat U in beheer is. Dankie Here, dat U ons lewens en geestes stuur wil vat, en dat U ons bestuur, en dat ons net vir U kan volg. Dankie Here, vir 'n wonderlike dag daar buite, die son wat opgekom het vanoggend, nog 'n dag vir my, nog 'n dag op my in jou kalender. Ons vriende hierby, kom laat ons boeke vat. Dankie Here vir nog 'n dag wat U by ons kalender bygevoeg het. Dankie Here vir gesondheid, vir krag. Here vir die mense wat vanoggend nie so lekker voel nie, wat dalk nog nie gesond is, Serena, Johan, Ian en Fien, wil jy asseblief wees met hulle. Daar's ander ook, Here, wat ons se name nie vanoggend wil spreek nie, maar U weet aan wie ons dink. Ek dink mense wat inluister, het ook name op hulle lysie wat hulle dalk vanoggend kan spreek, sommer net binne in hulle harte, en U sal luister. Here, ons vra die dinge nie omdat ons verdien nie, maar enkel alleen uit genade alleen. Amen.